baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Matteus 5 vers 16 staan hierdie baie bekende woorde: laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dink ons ken dit baie goed. Ons ken ook baie goed hoe dit voel as krag ewe skielik afgaan in die aand. Of dit nou, ons onthou nog die dae van load shedding, of ander kere is dit mos nou een of ander transformator, of een of ander ding wat opblaas, of kabels wat brand, en ewe skielik is dit net donker. En dis donker by die bure, en dis donker in die straat, en die straatligte is af, en alles is pikgit stik donker. Jy ken daai gevoel? En nou sit mos hierdie geskarrel, en jy staan op, en jy loop so versigtig, en die volgende oomblik stamp jy jou Mary potblou teen die tafeltjie wat jy vergeet het daar staan. Maar so strompel jy voort en daar het jy hom. Jy het die lig, 'n flitsie in jou hand. En nou gaan jy daarom die vertrek kan verlig en jy kan sien waar alles is en jy is nou veilig. En dan sit jy daai liggie aan en daar's niks. Die batterye is pap. Wat 'n gevoel. Maar die scenario kan ook anders lyk. Die scenario kan ook wees, selfde ding, krag gaan af, jy begin rondskarrel, stamp jou Mary potblou, jy kom by die flits en jy skakel hom aan en die lig is helder. Hy verlig die hele vertrek. Wonderlik. Nou kan jy ten minste 'n bietjie sorgvry beweeg sonder om bang te wees. Dan ervaar ons wat beteken dit om lig in ons lewe te hê. Julle, die wêreld is donker. Dis 'n donker, droewige wêreld daar buite. Daar's min hoop, daar's nie meer krag nie, daar's nie meer vreugde nie. Ja, daar's korrupsie, daar's verdeeldheid, daar's die een sien nie die lig oor die ander een skyn nie, daar's konflik. Die wêreld is donker. Die wêreld is duister, die wêreld smag na lig. Wie is die lig? Nou weet ons, is eintlik God se lig. God se lig wat deur ons skyn. Nou ons, sê Matteus, ons moet die lig so na die wêreld toe skyn, dat die Vader verheerlik word. Maar al hoe ons dit gaan regkry, is wanneer ons geestelike batterye gelaai is. Ons kan nie die lig laat skyn as ons batterye nie gelaai is nie. Net so min soos wat hierdie flits 'n verskil kan maak in 'n donker vertrek as sy batterye nie gelaai is nie. Net so min kan ons nie 'n verskil maak in 'n donker wêreld as ons geestelike batterye nie gelaai is nie. Ons kan dit miskien selfs anders sê. Ons kan selfs sê, hoe sterker jou geestelike battery gelaai is, hoe helderder gaan jou lig skyn. Dit gebeur outomaties. Die vraag is, hoe laai ons dan ons geestelike batterye? En ek gaan dit net noem. Net 4 eenvoudige goed. Die eerste, ons moet in totaliteit onder beheer van die Heilige Gees leef. Ons kan nie die lig skyn nie, maar as ons gevul is deur die Heilige Gees, dan skyn die Gees God se lig deur ons. So dis die eerste manier hoe ons batterye gelaai word. Die tweede ding, ons moet tyd maak, spesiale tyd maak. Nie afskeeptydjies nie, spesiale tyd maak om saam met die Here te kuier, om aan sy voete te sit. So ons moet stilte tyd
'n prioriteit in ons lewe maak. Die derde ding is ons moet deel wees van 'n geloofsgemeenskap, want 'n geloofsgemeenskap wat op God gerig is, help mekaar om geestelik te groei. En die vierde manier, ons moet leer om die Here te dien met alles wat ons is en alles wat ons het. Met jou gawes, met jou talente, met jou tyd, met jou geleenthede, met jou alles. Dan word ons geestelike batterye gelaai. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.